Weer eens voor ons gaan staan vir ons gebed, wil ek enkele tekste lees om ons net ons gedagtegang in die regte gees te bring, sodat ons tot die Here kan bid om met ons te wees. Een van ons belangrikste tekste gisterand was die 44ste vers van Daniël 2. Maar in die dae van die konings, onthou die vierde dier, die uiteindelik die Europese nasies, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Tot op die dag toe Jesus gesterf het op die kruis, was die evangelie bekend net aan die Joodse nasie. Hulle alleen het geweet wie is die ware God. Maar die Bybel sê op die regte tyd gaan die Here die evangelie nie meer aan een nasie oorlaat nie. Daarom was Jesus se laaste woorde ook voor sy hemelvaart: nou neem julle hierdie evangelie na elke volk, taal en nasie. Maar dit was in die dae van die koninkryke, en ek wil graag hierdie Europese kaart weer vir u opsit. Met groot moeite het Daniël 2, en u gaan verbaas wees as ons die aand by die Antichrist gaan kom, dan gaan die Bybel terugkom na hierdie geskiedenisverloop. Dis God wat een koninkryk afstel en 'n nuwe een aanstel, was wat Daniël uitgeroep het die oomblik toe hy hierdie profesie verstaan het. Maar dit was in die dae van die koninkryke dat die evangelie na die wêreld gegaan het. U sal ook as u Bybels oopmaak, agterin sal u die kaarte sien. Paulus se sendingreise, lande waardeur Paulus gereis het. Ja, toe die Here die opdrag aan hulle gegee het, neem hierdie evangelie wêreldwyd. Ek wil hê dat u in u gedagtes moet besef dat God 'n spesifieke tyd gehad het. Lang terug bepaal waarop die evangelie weg sou beweeg net van die Joodse stam of die Joodse nasie na die hele wêreld. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net weer saam sien wat ons gisterand gedoen het. Ja, daardie groot beeld het ons geneem na Babylon.
Dit was in die 2de jaar van die regering van Nebukadneser. Waar is Babylon? Die profesie het gesê, Babylon sou nie vir altyd bestaan nie. Die stad Babylon bestaan nie eens meer vandag nie. Die Bybel by wyse van profesie sê, dat Babylon nooit weer opgebou sal word nie. As u die geld het om daarheen te reis, al wat u vandag daar kry, is 'n miniatuurstad, wat gebou is, om vir jy 'n idee te gee hoe het Babylon gelyk. Daar is geen lewe op hierdie oomblik nie. Niemand voer 'n bestaan daar nie. Babylon is weg. Waar is Mede en Perse vandag? Al wat ons van hulle nog het, is die Persiese matte wat nog so saam met ons beweeg. Waar is die Grieke vandag? Hierdie groot wyse nasie, waar is hulle vandag? 'n Kafeetjie op 'n straathoek? Magtige wêreldryke, wat volgens die woord van God sou kom en sou gaan. Waar's the mighty Roman Empire, die groot Romeinse ryk? Al wat ons vandag nog van hulle oor het, as jy regtig gaan studeer, dan kom jy by die Latynse taal uit, en dis nie eers meer 'n vereiste vandag, as jy die regte studeer, om na die Latynse tale toe te gaan nie. Presies soos God bepaal het. Ek wil hê jy moet die wonder besef van wat hier staan. Daar was 'n groot beeld, was die gedagte gisteraan. U is die hoof van goud. Dit het afgeloop tot by die Romeinse ryk. Maar soos Daniël 7 vers 24, u sien dit daar op die bord nog, uit daardie koninkryk sou 10 konings opstaan, Daniël 7 vers 24, en daar kom aan wat ons die 7de hoofstuk van die boek Daniël vers vir vers vir u gaan doen. Uit daardie koninkryk sou 10 konings opstaan, presies dit het gebeur. En in dae van die koninkryke het die evangelie wêreldwyd geneem. Ek glo nie is in ons gehoor vanaand hier sit een Jood nie. Ons is almal buite Israel wat dit betref. Maar die God het bepaal op die regte tyd sou die koninkryk na almal gaan. 'n Koninkryk wat u vanaand gaan sien, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En vanaand gaan ons konsentreer, 'n klip wat sonder toedoen van mensehande sou losraak. Die beeld sou vernietig. Waar is hulle vandag? Maar self sal dit die hele aarde vul en 'n ewige koninkryk bring. En daarna gaan ons vanaand moet kyk. Jesus het vir ons gesê, gaan na hierdie profesieë en gaan let op. Die disippels vra vir die Here, Here, sê vir ons, hoe sal die einde wees? Wat is die tekens van u koms? Wanneer gaan hierdie dinge plaasvind? En die Here verwys ons na die boek Daniël. Vanaand gaan ons nie verder stap op die boek Daniël nie. Ons gaan terug na die boek Openbaring, terug na die res van die Bybel. Ek hoop dat God u help om die wonder te besef van wat u gisteraan of die vorige aand, Dinsdag aand, bestudeer het. Daniël 2, die 45ste vers. Net soos u gesien het, dat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het, 'n goddelike ingryping, sonder die toedoen van die mens en sy besluit. Mensehande is nie daarbey betrokke nie, 'n goddelike ingryping. 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, jy sal sien hy vergrys die beeld van die laaste era, die Romeinse era van die nasie se kant af. Die yster, die silwer, die goud verbrysel het. En nou wil ek stadig lees. Die grootte God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. En wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees van die Here aan u wil sê. Die droom, hierdie droom is waar. Dit kom van God. Jesus, en daar's baie drome in die Bybel opgeskrywe, maar kom ons by die tyd van die einde, dan wil Jesus hê dat ons spesifieke drome goed moet begryp. Hierdie droom is waar, sê die Bybel, sy uitlegging is absoluut betroubaar, en ons het hier geen uitlegging gegee nie. Ons het hier net vers vir vers gelees. Die Bybel het nie baie nodig, as jy regtig soek en bid. Jy hoef hom net te lees. Ons grootste probleem is, wanneer ons 1 of 2 teksies lees, en aan groot teorieë wil bou, dit is swaar. Maar wat logies is wanneer jy die woord van God, hierdie woord van God, wat jy nou sien is die oudste boek ter wêreld. Geen ander boek is in soveel tale vertaal as hy nie, steeds die topverkoper. Ek wens ek kon nie van die Mari teksie vertaal, van die Nutsi tekste, die Alak tekste. Hulle het almal verdwyn, museumstukke vandag. Niemand kyk meer daarna nie, die ouderdom van hierdie boek. Maar hierheen lê in elke huis, elkeen van u besit dalk 2 of 3 van hulle. 'n Wonder. Kom ons deel almal aan hierdie gebed.
Ons Vader in die hemel, ons wil graag op hierdie oomblik stil raak voor u troon van genade. Vader, u het ons gevra dat ons na u woord sou kyk. Spesifiek hier aan die tyd van die einde het u gevra, lees hierdie profesieë. Help ons wanneer ons lees vanaand, o Heer in die hemel. Maar meer is dit, o Heer, help ons om te hoor, te verstaan. En dan kom ons by die gedeelte waar u ons nie gaan forceer nie. Maar help ons, o Heer, neem ons hand en rig ons lewe, sodat ons kan reageer. Vader, help ons vanaand om anderkant die graf te kan sien. Help ons om uit u woord in die ewigheid in te kan kyk. Wees dan met ons terwyl ons gaan lees. Ons gaan in stilte op u wag. Amen. Openbaring, die heel eerste hoofstuk, die 7de vers, en daarna lees ons 'n hoofstuk uit die versie uit die tweede laaste, begin met hierdie woorde. Kyk, hy kom met die wolke. 1518 keer staan dit in die woord van God, Jesus gaan terugkom. Kyk, hy kom met die wolke, elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, sê die Bybel. En dan sê die woord van die God, en die en my gaan rou bedryf. Weet jy dat die verlostes, die regverdiges en die onregverdiges gaan ween? Hulle wat hulle rug gedraai het op die Here gaan ween, want diep in die wese van elke mens weet ons dat dit waar is. Ons hoor die stem roep. Wat 'n besef, want om te laat te ween is 'n ontsettende saak. Maar ook die van u en ek wat die genade van God aangryp, gaan in daardie dag ween omdat ons so min vir ons kinders en ons broers en ons susters gedoen het. Almal gaan ween. Die boek Korintiërs sê wat ons in ons gedagtes nog nie eens ingeneem het nie, wat ons oog nog nie gesien het nie, is wat God vir ons beplan. En dis ons gebed vanaand, dat ons so ietsie van hierdie horison sal begryp waarheen ons beweeg. 1 vers 7 sê, hy kom met die wolke, elke oog gaan hom sien. Nou neem ek die oor na Openbaring 21, tweede laaste hoofstuk se eerste vers. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Wie van u het al die voorreg gehad om in 'n nuwe huis in te trek? Die heel eerste intrekker in daardie huis. Wie moes al tuin maak? Geliefdes, ons gaan 'n nuwe aarde kry. Ons gaan 'n nuwe hemel kry. Ons gaan vanaand daaroor ook 'n bietjie lees. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. As u vir hierdie lewe wil hoop, miskien moet ons die volgende teks bylees. Paulus vat hy die gedagte verder in 1 Korintiërs 15 en hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die elendigste van alle mense. Die nuwe vertaling sê, is jy die beklaanswaardigste van alle mense. As u en ek in ons hele innerlike motivering, in ons hele lewensbeplanning, waar gaan ek eendag aftree? Wat wil ek hê my kinders moet doen? As u net vir hierdie lewe dink, en u moet bietjie met jouself eerlik wees. Wat is die deel van die innerlike lewensmotivering? Wat rig jy van die oggend tot die opstand tot die aand wat jy gaan slaap? Is dit net oor hierdie lewe? Dink jy soms aan die hiernamaals? Besef jy dat jy nie gaan vir altyd lewe nie? Besef jy dat as jy in die tuin werk en jy staan op, dan sit jy hande so op die rug? Wat is die fout? Hoekom is party mense se hare so bietjie wit al vandag? Die lewe staan nie stil nie. Die woord van God sê, as ons net vir nou hoop, is ons nie wys nie. Vers 13 sê, as daar geen opstanding van die dode is nie, as u en ek nie ander kan die graf hoop nie. As ons nie ander kan die graf kan hoop nie, as daar in u geloofslewe nie hoop ander kan die graf is nie, as daar vir u geen opstanding is nie, vers 14, dan is Christus ook nie opgewek nie, en dan sê hierdie vers, dan kan u en ek net sowel al hierdie Christelikheid los. Dis wonderlik dat die Here nou in jou lewe kan kom, vir jou nou doen, wat jy vir jouself nie kan doen nie, balans in jou lewe inbring. Maar veel meer is dit, 'n lewe na die mens se grootste vyand. Die dood is die wreedste begrip wat die mens ken. En daarom staan daar, as daar in jou en u en my geloof nie 'n hoop ander kan die graf is nie, dan sê jy eintlik Jesus is nie opgestaan nie, dan is jou hele geloofslewe nie veel werd nie. Ek gaan nou vir 'n oombliekie na die dood kyk. Ek gaan vir julle enkele tekste lees kort voor Jesus se eie dood.
Daarna gaan ons 'n trap gee oor die dood nadat Jesus opgestaan het. Kort voor Jesus se dood het hy sy disippels begin voorberei vir die skok wanneer die disippels hulle heiland sal sien sterf. Hulle hele anker was hy en skielik sal hy weg wees. En ek wil hê jy moet mooi luister na die woorde wat Jesus in Johannes 14 vers 1 tot 3 uiter. Hy sê dit. Hy sê vir hulle, onthou, ek gaan na Jerusalem. My lewe gaan beëindig en hy sê vir hulle, laat julle hart nie daaroor ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Dan kom hy met die gedagte, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, maar ek gaan eintlik om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer. Daar is een van die 1518 keer wat dit in die Bybel staan. As ons die indirekte verwysings bysit, is dit meer as 2500. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer. En ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En hierdie verskriklike begrip van dood, waar hulle anker, hulle verlosser voor hulle sterf, sê Jesus, moenie bekommer nie, ek gaan eintlik plek berei. En as die tyd reg is, kom ek terug om julle te neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou gaan ons die tree oor die dood gee. Kom ons gaan na die hemelvaart, Handelinge 1 vers 9, 10 en 11. En nadat hy dit gesê het, en weet jy wat het hy net toe gesê? Dieselfde as in Matteus 28, neem die evangelie wêreldwyd. En u weet nou wat 'n tyd het dit begin, 'n tyd wat deur God bepaal was. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. 'n Wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Ek wil jy moet onthou, Openbaring 1 vers 7 het ook nou net gesê, kyk, hy kom met die wolke. 'n Wolk het hom voor die oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne by hulle, 2 engele. En luister wat sê die engele nou. Wat sê Galileese manne? Waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom sien wegvaar het. Nou wil ek u na Paulus toeneem. Wat Paulus ons ook kan help met die grootste begrip wat daar op die vyand van die mens, die dood, en hoe God die dood oorwin het. Paulus sê hierdie woorde, 1 Tessalonisense 4 vers 13, ons moet nie onkundig wees oor die dood nie. Paulus sê, maar broeders, natuurlik susters ook, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Hulle wat ontslaap het, hulle wat gesterf het. Die Bybel wil hê dat ons kundig moet wees oor wat gebeur werklik in die dood. Maar broeders, ek wil nie hê julle moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie sal treur soos ander wat geen hoop het nie. Hierdie wrede begrip. As jy verstaan, dan word jy kalm. Dan word jy kalm. Ek wil u vanaand in hierdie gehoor en die hele wêreld in 4 groepe indeel. Want die Bybel gaan vir ons die antwoorde in hierdie 4 groepe gee nou. Kom ons begin eers by die lewendes. Alle mense wat vanaand lewe, alle mense wat vanaand in Suid-Afrika lewe, daar's net 2 soorte mense wat lewe. Kerke tel nie. En elke kerk wat bestaan is daar mense wat reg is met God en ook mense wat nie reg is met God nie. U weet waar u aanbid. Dat daar mense is wat u daar ken, wat u kan sien hulle lewe met die Here, maar daar's ook sekere mense. So ek wil alle lewende mense net in 2 groepe deel, die wat op hierdie oomblik as hulle lewe reg is met die Here, met ander woorde wat die Bybel noem die regverdiges en die onregverdiges. Maar dan wil ek 2 groepe byplaas, ook hulle wat al heen gegaan het, wat al ontslaap het soos die Bybel nou net gesê het. Hulle wat vandag begrawe lê in al die begrafplase reg rondom die wêreld. Daar lê die dode vanaand kan ons ook in net 2 groepe indeel. Daar is mense wat reg was toe die einde vir hulle gekom het. Ons kan hulle noem die regverdige dode. En dan is daar ook hulle wat nie reg was die oomblik toe die dood vir hulle gekom het nie. Gaan u in een van hierdie groepe wees. U gaan of nog lewe reg met die Here, of u gaan nog, die dag as die Here kom, gaan u al in die graf lê, maar u was reg toe die einde gekom het. Op die moeiliker kant, die dag as die Here kom, gaan u dalk lewe, maar nie reg met die Here nie. Hoe gaan dit u raak? Wat gaan met my gebeur as die Here kom en ek is nie reg nie? Of wat gaan met my gebeur as die Here die dag kom, ek is al heen gegaan, ek lewe nie meer nie, maar ek was nie reg nie.
Ek hoop jy soek antwoorde, want die Bybel gaan hulle nou baie duidelik bring. Ons gaan nou lees wat gebeur met hulle wat al oorlede is, maar wat reg was toe die einde vir hulle gekom het. Hier kom mooi antwoorde vir u vanaand. Die angel gaan vanaand deur die woord van God uitgehaal word. Die krag van 'n by lê in sy angel. As hier vanaand bye sou 'n swerm hier sou op 'n manier kon uitkom, sou ons ontsteld wees, maar as dit 'n by spesies sou wees sonder 'n angel, sou ons nie vrees nie. Die Korintiërs gaan dit net nou vir ons sê, vanaand gaan die angel van die dood verwyder word. Christus het die dood oorwin. Maar kom ons lees. Want die Here self gaan van die hemel neerdaal met 'n geroep. Wat sê Paulus vir ons ook? Ons het dit al 'n paar maal. Jesus het gesê, die twee engele het dit gesê. Ons het in Openbaring gelees, nou lees ons by Paulus. Wat gaan die Here doen? Want die Here self gaan van die hemel neerdaal met 'n geroep. Met die stem van 'n aartsengel, met basuin geklank. Gaan Jesus saggies kom of met basuin geklank? Met basuin geklank. En dan kom die woord. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die wat reg was toe die einde, of hulle daardie skielike oomblik met die ongeluk gekom het. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Het jy dit gehoor? Wat is die eerste ding wat gaan gebeur die oomblik as die Here in die lig verskyn? Die grafte gaan geopen word, maar nie al die grafte nie. As jy die begrafplase van die wêreld kan oproep, veral die wat u ken, daar gaan 3-4 grafte hier oop wees, 2 of 3 hier toe, 'n paar daar oop, die groot begrip wat jy moet inneem, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Nou het ons een antwoord gekry, ons weet nou wat gebeur met die regverdige dode, die ander 3 vrae, se antwoorde het ons nog nie, maar die eerste een baie duidelik, en ons gaan dit net in Korintiërs vir ook lees, die wat in Christus gesterf het, staan eerste op. Wat gebeur met die lewende regverdige? Wat gaan met u gebeur die dag as u dalk nog lewe die dag as die Here kom en u is reg? Net die volgende vers 17, die regverdige lewendes. Daarna sal ons wat nie lewe oorbly. En jy gaan net nou verstaan, wat bedoel daardie teks van oorbly? Want ons gaan hierna lees, wat gebeur met die lewende onregverdige. 2 Tessalonisense 2 vers 8. Daarna sal die wat in die lewe oorbly saam met hulle. Wie is die hulle? Hulle wat nou net uit die graf uit opgewek was. Die wat in Christus gesterf het, was eerste opgewek. Daarna sal ons saam met hulle die Here tegemoet gaan in die lig. Die Here kom in die wolke. Waar gaan ons die Here tegemoet gaan? In die lig. So sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dit is vir my aangenaam om hierdie tekste vir u te lees. Hier word die wat in Christus gesterf het, eerste opgewek. Daarna sal die regverdiges wat bly lewe, die regverdige lewendes, saam met die opgewektes, die Here tegemoet gaan in die lig. In vers 18 sê, bemoedig mekaar dan juis met hierdie woorde. Nou weet ons wat gebeur met die regverdige dode, hulle word eerste opgewek. Wat gebeur met die lewende regverdiges? Hulle gaan saam met die opgewektes, die Here tegemoet in die lig. Nou is dit die moeilike taak om te lees. Wat gaan gebeur met 'n lewende onregverdige? En daarna, daardie grafte wat toegebly het. Hier kom die antwoord, die onregverdige lewendes. Ons gaan so 'n bietjie lank stil staan, maar dit is nie 'n lekker onderwerp nie. En dan, daardie dag, sal die ongeregtiges geopenbaar word. Dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, die verskyning van sy wederkoms net tot niets sal maak. Wat gebeur met my wat nie reg is die dag as die Here kom? Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg. Ek gaan vir u nou met alle respek, vir my die moeilikste, die swaarste teks in die Bybel lees in die verband. Jeremia 25 vers 33 beskryf hierdie groot gedagte. Onthou, ons het nou net gehoor, die onregverdiges, hulle wat die Here met die asem van die mond verdelg. Nou kom die gedagte. En die wat die Here verslaan is, wat so gesterf het, sal in die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag, versamel of begrawe word nie. Hulle gaan net soos mis op die aarde lê. Jy moet saam met my stem, dis dan 'n gruisame beskrywing. En die wat die Here verslaan is, sal in die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag, versamel of begrawe word nie. Hulle gaan net soos mis op die aarde lê.
Hoekom dink jy sê die Bybel vir ons, hulle word nie eens begrawe nie? Hoekom dink jy sê die Bybel niemand ween oor hulle? Hoe kan dit wees? As dit ek is wat nie reg was met die Here, sou my kinders en my vrou dan oor my ween. Die feit is, wat het net voor dit gebeur? Die kinders van die Here is, die Here tegemoet gaan. Daar is niemand oor hier om enige iets te. Hoe lyk die aarde? Die wat deur die Here verslaan is, gaan in die dag lê. Ek het na die aarde gekyk, dit was woes en leeg, na die hemel, daar was nou geen lig nie. Ek wens ek kon Openbaring 6 en Openbaring 19 ook bylees. Ons kan dit 'n baie lang studie maak. Ek het na die berge gekyk, dit het gebewe, die heuwels het geskit. In Openbaring sê dit die eilande verdwyn, berge verdwyn. U gaan sien die hele hoofskakelaar word afgeskakel. Riviere sê Openbaring vloei nie meer nie. Ek het gekyk en daar was geen mens nie. Hoeveel mense toegelewe? Geen mens nie. Die voëls van die hemel, hoeveel dierelewe was daar? Die hoofskakelaar is afgeskakel. Ek het gekyk in die land van tuine was 'n woestyn. Die pragtige blomme in die natuur, die hoofskakelaar is af, groei hulle nog. Alles het tot stilstand gekom. Al die stede lê hoe? Afgebreek. So sê die Here, die hele land gaan 'n wildernis word, alhoewel ek daaraan geen einde sien. Dit is nie die einde van die wêreld nou nie. Ons het nou 3 antwoorde gekry. Die wat in Christus se sterf het dit eerste opgestaan. Daarna is die regverdiges saam met hulle die Here tegemoet in die lig. Die wat gebly lewe het, alle wat die Here met die asem van sy mond verdelg het. Nou soek ons nog een vraag. Wat gebeur met die grafte wat reeds toe is? Maar ook van met hierdie onregverdiges wat nou gesterf het, wat sommer net bo op die aarde lê. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Daar die ander grafte gaan ook geopen word, maar wanneer? 1000 jaar later. 'n Teksie wat jy kan inskryf, Johannes 5 vers 28. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is my stem gaan hoor. Sommige tot die ewige lewe, sommige tot die ewige afgryslike. Ook Daniël 12 vers 1 sê presies die woorde, dieselfde woorde. Daniël 12 vers 2 ook. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Nou het ons al 4 ons antwoorde. Die regverdige dode staan eerste op, die regverdige lewendes gaan saam die Here tegemoet. Die onregverdige lewendes sterf die dag as die Here kom. Die toegrafte en hierdie ander herlewe nie tot na die 1000 jaar voleindig is nie. Nou kom ek miskien by die belangrikste teks van hierdie aand. En miskien maak ek 'n fout om een teks belangriker as die ander een te bring, maar 'n teks wat dit gaan saamvat, nie die volgende vers. Openbaring 20 vers 6. Salig en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Die Here vra u, dis die boek Openbaring van Jesus Christus, vra u dat u so moet lewe met die Here dat u moet opstaan in watter opstanding? Die heel eerste opstanding, die dag as die Here kom. Salig en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle gaan die tweede dood. Meeste mense weet nie eens dat die Bybel praat van 'n eerste dood en 'n tweede dood nie. Die dood wat die eintlik moet vrees is nie die eerste dood nie, is die tweede dood. Ek wil hom nou stadig lees. Salig en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar, luister mooi, wat gaan gebeur met mense wat die eerste dood opgewek word? Hulle gaan die 1000 jaar saam met die Here wees. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer die 1000 jaar lank. Jy moet dis onthou, die regverdiges lewe gedurende die 1000 jaar. Die onregverdiges is die ander dode het nie herlewe tot na die 1000 jaar nie. Al wat ek wil hê jy moet nou weet. Salig. Hierdie woordjie salig kom 7 maal in die boek Openbaring voor. Is eintlik 'n ou Hollandse woord soos ons hom hier ken, maar dit beteken verlossingsgelukkig. En hier is een van die laastes van die 7. Wens ek 'n tyd gehad om al 7 gou vir u te quoteer. Maar salig is hulle. Gelukkig is u. Wat gaan deel aan die eerste opstanding? Oor jou, oor my, gaan die tweede dood geen mag hê nie. Ons gaan saam met Christus vir die 1000 jaar wees.
dink jy stem saam met my, hoekom ek hierdie teks so bietjie wil uitlig. Dit vat amper alles saam. Nou kom ons by wat Paulus noem 'n verborgenheid. Die nuwe vertaling noem dit 'n geheimenis. Ek wil hier so 'n bietjie voorberei vir hierdie verborgenheid, vir hierdie geheimenis. As ek vanaand vir u sou sê, die sekerste ding in 'n mens se lewe is dat jy sal sterwe, en as ek jy sou vra, stem u saam, dan sou jy almal die kop skud. Maar as ek vir u nou vanaand sou sê, dis nie waar nie. Nie alle mense gaan sterwe nie, dan gaan jy vir 'n oomblik twyfel. Maar oomblik as ek gaan lees, dan gaan jy weet dis waar. Paulus noem dit 'n geheimenis. Kom ons kyk wat is hierdie geheim. Hy noem dit 'n verborgenheid. Weet jy dat nie alle mense gaan sterwe nie? Hoe werk dit? Oomblik as ek lees, gaan jy snap. Kyk, ek deel julle 'n geheim mee, 'n verborgenheid. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Ons gaan nie almal sterf nie, hoe werk dit? Maar ons gaan almal verander word. Geliefdes, die dag as die Here kom op die wolke, en u is reg met hom. Hy kom juis om die dode op te wek. Hoekom moet u dan nou sterwe? Besef u dat hulle wat gaan lewe die dag as die Here verskyn en reg is met hom, die dood nooit sal? En dit gaan nou vanaf vers 51 tot 55 so pragtig oopgemaak word. Kom ek begin weer. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons gaan nie almal ontslaap nie. En ek wil graag hê u moet let dat die Bybel, ons gaan nog 'n studie later daarop doen, die Bybel noem die eerste dood ontslaap en die tweede dood noem hy 'n dood. Ons gaan nie almal ontslaap nie, maar ons gaan almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwenk by daardie laaste besyn. Ons het nou net gelees, die laaste besyn gaan kom. Wat gebeur dan nou? Die basyn sal weer klink. Die dode sal onverganklik opgewek word. En ons gaan net verander word. Ek hoop dit klink vir u nie na 'n veeverhaal. Ek hoop u bid op hierdie oomblik dat dit wat God se woord vir u probeer illustreer, wat u hoop is, word 'n hoop vanaand in u hart. Die dood is die einde nie. Die eerste dood is niks om te vrees nie. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. Hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Wanneer hierdie verganklike, nou kom nog 'n gedagte by, wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid bekleed is, besef jy dat u ouma en die moeder nie sal herken nie? Gaan sy grys wees? Die sterflike met onsterflikheid? Dan is vervul die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in sy oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? U het vanaand uit die woord van God 'n goeie boodskap ontvang. Die angel is uit die dood verwyder. Kom, ek wil dit nou hê en dat Matteus dit nou vir ons moet sê. Wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur die dag as die Here kom? Mense, u en ek is besig om te lees die mees herhaalde belofte uit die woord van God. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot die weste skyn, dis nou tyd wat ons die weerligte gaan sien, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn. Daar kom hy nou, almal sê, al die motors op die snelweë gaan skielik tot 'n stilstand kom. Ek wens ek kon Openbaring 6 vir u by dit lees. Ek wens ek kon gesels in dieselfde tyd, alles saam die 7de plaag vir u daar plaas. Dan kon u begryp, 'n beter prent kry. Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn. Dan gaan die stamme van die aarde rou bedryf. Daar hoor ons dit weer. Die dag as die Here kom, gaan u ween. Omdat jy al die aandag aan dit gegee het wat nie tel nie. Rou bedryf, en hulle gaan die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Hier kom die Here nou. Hoeveel keer het die stem van God u nie geroep nie, maar ons bly wegdraai. Op daardie dag besef jy, maar dit was sinneloos. Ek was eenvoudig. Daar kom hy. Op die wolke met groot krag en heerlikheid. Dit wat jy in die diepste van jou wese weet is waar, daar sien jy dit nou. Wat gebeur nou? Vers 31. Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid. Onthou wat die woord vir ons gesê het, ons gaan die Here tegemoet gaan in die lig. Baie belangrik, u gaan dit later besef, die Here gaan nie weer sy voete op die aarde sit nie. Waar ontmoet ons hom? In die lig. Wie kom wel tot op die aarde? Luister nou mooi.
Want hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid. En hy gaan die uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke. Ons het net gehoor, die onregverdiges, as hy sterf met die mond van die Here, gaan van die een einde tot die ander einde lê. Maar voor dit, wat gebeur? Die engele beweeg deur van een einde tot die ander einde. Wat maak hier die engele? En hulle sal die uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemel tot die ander einde daarvan. En nou, wat maak hier die engele, soos hulle tussen die mense die beweeg? Regverdiges word aangeneem, onregverdiges word verlaat. Dan sal daar 2 op die land wees. 2 mans daar by die werkswinkel, 2 mans by Eskor, 2 mans by die skool waar hulle saam skool hou. Daar sal 2 op die land wees. Die een neem die engel aan, 'n ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, 2 sekeresse, 2 sekretaresse, 2 verpleegsters, 2 susters, 'n moeder en haar dogter, dalk in die kombuis werk hulle saam. Die dogter word aangeneem, die moeder word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem, die ander word verlaat, en ek wil vir julle sê, om te laat te ween. God het die hemel leeg gemaak. Om te laat te ween is 'n ontsettende saak. En hier moet ek lees die skokvers van ons heel eerste aan. Baie sal in daardie dag van my sê, Here, Here, as die engele hulle nou wegdraai, maar Here, Here, ons het dan in die naam geprofeteer, Here. Here, waar ons was, kon daar duiwels uitgedrywe word. Here, ons het groot dinge gedoen. Dan sal ek aan hulle sê, ek julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die wet van God oortree, julle van die ongeregtige werke. Die volgende 2 groepering tekste is baie mooi. Die dag as die Here kom, 2 groepe mense. Die een groep gaan sê, dis ons God op wie ons so lank gewag het. Mense gaan baie bly wees. En hulle sal in die dag sê, kyk, dis ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dis die Here op wie ons so gewag het, hier kom hy nou. Dis as jy lewe vir, dis die vreugde. Maar nou gaan Openbaring 6 vir ons vertel, wat gaan die mense doen? Wat die stem diep in elke mens se hart roep die Here. Hoe gaan hulle reageer? Openbaring 6. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word. Al die berge en die eilande, wat gebeur met hierdie pragtige berg hier tussen Pretoria Noord en Mountain View? Ons sal skielik sommer deur kan sien. Ek probeer net dat u simbolies kan verstaan wat hier gesê word, of u vir 'n beeld kan vorm. Die berge en die eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde, die Mandelas, die Margaret Thatchers, die Pik Botas, die groot manne van die wêreld, die heersers tans, die konings van die aarde, ja, die grootes, die rykes, die van u wat vandaan wat so 'n lang chequeboek het, ek dra so 'n kleintjie, so plattetjie, as ek die bank kan kom, gee hulle my so 'n kleintjie. Maar as jy party van julle is, ek sien hulle soms sulke groot is. Ek is soms jaloers op julle. Die grootes en die rykes, die owerstes oor duisende, die wat in beheer is, oor magtiges, maar ook die slawe en die vrymense. Wat het hulle gemaak? Hulle het hulle self gaan wegsteek in spilonke en die rotse en die berge. Hoekom gaan party wil weghardloop? Hoekom op die groot snelweë van die wêreld? Ek dink aan die snelweg hier na die noorde op pad Warmbad toe. Hier kom die Here al daardie groot motors skielik tot stilstand om nooit weer te beweeg nie. Hier is daardie oomblik nou. Party sê dis ons God. En ander besef vir die berge en rotse gesê, val op ons, verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Ander is in vreugde, ander wil weghardloop. En hier wil ek 'n belangrike ding sê. Ons het vanaand die wêreld in 4 verdeel. Maar ek wil hê u moet nooit in die gewoonte kom dat u wil oordeel wie in die hemel gaan wees of wie nie. Die Bybel sê baie plekke, maar baie wat eerste is sal dalk laaste wees, en hulle wat ons dink laaste is, gaan dalk eerste wees. Sommige van die mense wat hier voorsit in die kerk, die predikant, die ouderlinge, hulle wat altyd so voorsit, van die voorstes gaan dalk, en sy wat nooit in die kerk kom nie, die wat ons laaste wil maak, gaan dalk. God kyk wat binne in die hart is, mense. Kom ek lees nog 'n baie snaakse teks, Matteus 21 vers 31. Jesus sê vir hulle, verskoon die woorde wat nou gaan kom,
Voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan jy nou nog voor in die koninkryk van. Daar is mense wat ons vandag heeltemal eenkant wil plaas, wat baie moeilike omstandighede groot geword het. Toe die Here gepreek het, het baie tollenaars. Wie was Maria Magdalena? Wie was die vrou by die put? Sy het al met 5 man saamgelewe. Gaan ons haar eendag in die hemel kry? Jy moet nooit u hande slaan in 'n ander siel nie. God weet wat binne is. Hulle wat ons dink laaste is sy, nooit. Hulle wat jy dink laaste is, kom ek maak iets groter vir jou ook. Wat van die heidene wat niks weet nie? Ek gaan nou vir jy 'n baie interessante teks lees. Romeine 2 vers 14 tot 16. Wanneer die heiden wat geen wet het nie, hulle weet nie eens van Jesus, die beginsel in die Bybel nie. Wanneer die heiden wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet begin doen. 'n Goeie moeder. As jy langs die pad staan, is hierdie ou daar om jou te help. Van nature die dinge van die wet doen. Is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werke van die wet hier in hulle harte geskrywe staan. Hulle gewete saam getuienis gee, hulle gedagtes mekaar onderling beskuldig en verontskuldig. Weet jy wat sê vers 16? In die dag wanneer God die verborgde dinge sal oordeel in Jesus Christus. Hulle wat u soms dink laaste is, gaan dalk waar wees. En hulle wat soms voor in die kerk sit, gaan dalk waar wees. U moet nooit u hand aan 'n siel slaan nie. God weet wat. Ek kan so baie sê daar. Romeine 7 vers 15. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit is ek. Ja, daar's dinge waarin jy vasgevang is. Jy ween daaroor, as jy kon loskom, sou jy loskom. Dink jy God sien nie jou ween daaroor nie? Daar verloor die man sy meer. As hy omdraai en sê, Here, wat het ek gedoen? Jy veroordeel hom, maar daar aan die kant, hoe voel hy daaroor? Hy het lankal vergifnis gekry. Ek maak nou oop Openbaring 1 en Openbaring 7 en Openbaring 14 praat hier oor. Na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat die verwoesting nie sou plaasvind nie. 4 engele hou vas. Maar ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son. 'n Ander engel. 4 engele wat gereed was om die vernietiging te bring. Maar nou 'n ander engel met die siel van die lewende God in sy hand. Hier kom 'n engel, hy het die siel van die lewende God in sy hand. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele wat gereed was om die einde te bring, die 7 laaste plae te laat begin. Met 'n stem geroep na die 4 engele wat dit gegee is om die aarde te die see te beskadig en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die kinders van God op hulle voorhoofde vir. Jy moet die siel van God hê om met die regverdiges te kan inpas. Is 'n konsep, nog 'n metode wat God verlossing aan u wil verduidelik. Belangrik dat ons daarop sal moet ingaan. Nou ek het vir reeds gesê van die 404 verse in die boek Openbaring is 278 aanhalings uit die res van die Bybel. Nou Openbaring 7 en 14 se ewe knie vind jy ook in Esegiel 9. Kom ek wys vir Esegiel sê dit vir my amper mooier. En kyk, 6 manne kom met die pad van die boonste poort wat na die noorde lê. Elkeen met in sy hand 'n verwoestende wapen om mee te 'n wapen in sy hand om mee te verbrysel. 6, maar onder hulle in Openbaring het gesê daar was 4 engele, aan die een het die seël van God. Hier is die in die simboliek 6 engele en 'n 7de een by. Wat kom hier die 7de een maak? Die 7de een, 'n man wat met linde bekleed was met 'n skrywer se inkpot aan sy heupe. Kom ons kyk wie's die ouerige mense. Wie van u het op skool nog 'n potjie ink daarvoor gehad en moes jou pen so indruk? Kan ek die hande sien? O, ons het die oues is baie. Ek is nogal links, maar kom ek dink daaroor vertel nie. Ek is bly dis nie meer so nie. Maar hier se skrywers, hier kom 'n skrywer, 'n man wat kon skryf. Hy het 'n inkpot by hom hier, hy's gereed om te skryf. Hy's nie soos ek so gelukkig om net 'n pen te kan uittrek nie, maar hy kan merk sy doel. Met 'n skrywer se inkpot aan sy heupe. Hy het gekom by die koperaltaar gaan staan. Ons wens ons kon oor die koperaltaar gaan praat. En die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad. Hier kom nou, wie gaan die seël kry? Wie gaan gemerk word en wie gaan nie gemerk word nie? Hier kom mooi, diepsinnige woorde. Die Here sê, trek dwars deur Jerusalem. Gaan maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor die gruwels, die sondes in die wêreld. Wie van u vanaand sal 'n seël kan kry? Die van u en ek wat na die wêreld kyk
en sy gaan mors. En dit nie begeer nie, maar daaroor weet. Gaan maak 'n merk op hulle wat sug en steen oor die gruwels wat in die wêreld is. Moenie te veel voor die kassie sit nie. Maar wat sê hy nou verder vir daai 6 manne? Nou word daar word nou 'n merk gemaak op almal wat sug en steen. Nou gaan dit verder. Maar aan die ander sê hy voor my ore, trek nou agter hom aan, daardie ou met die inkpot aan. Slaan, laat jou oog nie verskoon nie, moenie spaar nie. Slaan dood grysaards. Is daar ou manne en ou dames wat die Here nie volg nie? Ja, wat is ja? Jy verander nie as jy oud word nie. Het jy al gesien hoe knorrig kan 'n ou oomie raak? Maar miskien is die pyn ook meer, ek wil nie, maar ek wil vir u sê, daar is grysaards wat die Here nie ken nie. Slaan dood grysaards, jong manne, jong dogters, tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by die kerk eerste. Begin by hulle wat sê, hulle dien God, maar hulle hart is nie hier nie. Dis 'n dubbel lewe wat jy lewe. Waar het hulle begin? Het hulle by die kroeg gaan begin? By die ouderlinge. Nie net by die kerk nie, by die ouderlinge. Nou wil ek in afsluiting kom by die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Vers 5, hy wat op die troon sit, verwys na God die Vader. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut, daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. En hy het vir my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Wat u en ek vanaand saam gelees het, is die waarheid, dis betroubaar. U en ek kan dit aanvaar, of ons kan dit laat vaar, dit gaan nie verander aan die saak, dat dit gaan gebeur met my of sonder my nie, met u of sonder u nie. Dit is wat, mense? Dis waaragtig en waar. Dit is die waarheid. So ietsie van die nuwe hemel, Jesaja 65. Want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Aan die vorige dinge, jy sal nie een oomblik spyt wees nie, een oomblik na die vorige dinge wil verlang nie. Jy gaan huise bou en dit bewoon, wingerde plant en daarvan eet. Sien nie wat daar staan? Jy gaan 'n huis bou soos die Here hom wil hê of soos jy hom wil hê. Ek wil my sonkamertjie hier hê. Ek wil my glippertjies, ons gaan wingerde plant. Daar wil ek perskes hê. Jou eie inisiatief. Ek wil vir jou 'n groot wonder gee. As mens aan die ewigheid dink om altyd te doen wat God wil hê jy moet doen en nooit te kan doen wat jy wil doen, wat jy wil doen nie. Is dit lekker? Teologies wil jy sê ja, maar geliefdes, weet jy wat is verlossing? Om ons selfsugtige wil en egoïsme te genees, totdat jy herstel word tot liefde, en liefde in jou en God een saak is. Heel jou lewe gaan jy die weg van liefde, jy gaan doen wat jy in jou diepste wese verlang. Krag van God, eie keuse. Hulle gaan huise bou en dit bewoon. Ja, u huis gaan anders lyk as my huis. U gaan inisiatief aan die dag kan lê. Die wol van die lam sal saam wei, die leeu sal strooi eet soos 'n bee. Ons gaan dit in die volgende lesing sien, die vloek wat daar op die aarde is, gaan verwyder. As u my so saamnooi, ons ry bietjie in die wildtuin en het u kamera daar, sou u so graag 'n luiperd in aksie wou neem. Daar die lang haal en nou uiteindelik die rooibokkie inhaal en uiteindelik die rooibokkie plat trek. En jy sê, daar is daarom aksie. Kom jy by jou huis en jy wys dit vir jou kleinkind, dan bars die dogtertjie in trane uit. Hoekom? Is dit in werklikheid mooi om te sien hoe die luiperd die lammetjie neem? Die wol van die lam gaan. Die Here sê iets meer as net in die natuur daar. En wat ek die meeste van ons gaan weekliks kom vir aanbidding. Ja, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, voor my aangesig bestaan, spreek die Here, so sal die nageslag bestendig wees, elke maand op die nuwe maand, elke week op die Sabbat, sal ons kom. Wie gaan die preke doen in die hemel elke week? Gaan dit nie wonderlik wees? Elke week, opgevoed word, saam met die Here die lewe lei, en nou in opsomming, wil ek net weer lees ons groot hoop.
Want die Here, mense luister wat die woord van God vir u sê. Want die Here self gaan van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met basuingeklank. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, ons Heiland tegemoet in die lug. So gaan ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Dit is ons hoop. Saam met die opgewekte dooies, ons geliefdes, ons gaan saam die hemel instap. Weet jy wat met ons vrees? Wat met die onregverdiges gaan gebeur? Dan sal die onregverdige geopenbaar word. As u nie ag gee nie, hy by die Here met die asem van sy mond sal verdelg, met die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Daar die ander dode gaan nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig is nie, maar ons groot vers eindig ons mee. Salig en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle gaan die tweede dood geen mag hê nie. Ons gaan as koning saam met Jesus vir die 1000 jaar wees. En volgende week gaan ons juis een hele aand na die 1000 jaar kyk. Ek moet u vra, het u gesien vanaand? Het u gehoor? Het u in die hart geplaas? Het u dit ter harte geneem wat Jesus graag vir u wil sê? Het u in die hart geplaas dat die regverdige dode eerste gaan opgewek word? Het u gesien dat die regverdige saam met die opgewektes die Here tegemoet gaan in die lig? Het u ter harte geneem dat die lewende onregverdiges gaan sterwe as die Here kom? Let op u eie lewenswandel. Het u gelees dat die onregverdiges eers aan die einde van die 1000 jaar opgewek gaan word? Bewaar u die hoop in die hart om deel te wees van die eerste opstanding, sodat die werklike, die tweede dood op jou nie die krag sal hê nie, die laaste een vanaand. Is u hoop, u as Christen volkome in die nuwe hemel en die nuwe aarde gevestig? Maak dit deel van jou innerlike lewensmotivering. Vader in die hemel, daar is 'n groot stilte in ons hart. U het ons gehelp in hierdie verse wat ons saam gelees het, om oë te kry wat kan sien. Dankie vir die wonder dat u op die kruis vir ons gesterf het. Help ons om ten volle te verstaan dat u vir ons die tweede dood gesterf het. Ja, ons almal sterf die eerste dood, maar dat u die angel van die dood verwyder het. Ag, o Heer, maak dit deel van ons lewensmotivering en elke besluit wat ons in die lewe neem, dat ons dit daarin sal rig. Want u woord het vanaand vir ons gesê, as ons net vir hierdie lewe dink, is ons nie baie wys nie. Weereens wil ons vra, as daar hartseer is vanaand, help elkeen van ons om te besef, ons beste vriend is u en u. Is daar nood? Is daar finansiële probleme? Is daar siekte? Kom naby. Dankie dat ons op u kan wag. Amen.